Hallo julle almal, dit is baie lekker om julle te praat, hier vanuit iemand anders in die Vrystaat, se kombuis op 'n plaasie, en die reën, en dis nog groen, en ek hoor dat dit in ons ou tuisdorpie Heidelberg ook gereën, ek hoop genoeg, regtig waar. Nou ja, ek wil 'n bietjie met julle gesels, in hierdie preek, uit die woord van die Here, oor beloftes. Ek gaan dit in 2 dele doen. Die belangrikste is, God se beloftes. Wat gebeur wanneer jy voel, God se beloftes kom nie waar nie? God se beloftes kom nie waar nie. Hy beloof hy sal sorg, maar dit is nou al so lank en dit voel net of hy nie sorg nie. 'n volgende preek, volgende week daaroor. Ek wil hierdie week dat ons praat oor ons beloftes, die beloftes wat ons as mense, as kinders van die Here aflê. Teenoor God, teenoor mekaar, en ons beloof ook teenoor onsself. Ons sê gereeld vir onsself, ek beloof myself, ek gaan nie weer dit en dit doen nie. Ek beloof myself, ek gaan soveel en soveel gewig verloor. Ek gaan hierdie verkeerde ding los. Maar goed, Prediker hoofstuk 5 vanaf vers 1, Prediker 5, moenie te gou praat nie. Ons kan so vinnig praat, so vinnig net antwoorde hê, so vinnig oplossings aanbied vir enige saak wat moeilik is. En Jakobus skryf hy in sy brief in die Nuwe Testament, ons moet traag wees om te praat, vinnig om te luister, meer gewillig, meer oop vir wat God beloof en wat God sê, minder van ons eie stories en absoluut die minste van liegstories en valsstories. Want hoor hierso, moenie oorhaastig 'n belofte aan God maak nie, om watter rede ook al mense oorhaastig. Want hy is in die hemel en jy op die aarde. Natuurlik is God by ons deur sy Heilige Gees, deur Jesus, wat in ons bly, saam met ons elke dag is, maar dat ons steeds onthou, wees God, wees ons, daardie eer, daardie respek, en God nie behandel soos wat ons mense behandel nie. Ons sal vinnig vir mekaar dinge beloof. Hoor, ek beloof jou, ek sal dit doen. Ek sweer ek sal dit doen. En dan haal ons dit baie keer op God uit. Teenoor mekaar, die Latynse uitdrukking do ut des. Ek gee sodat jy weer kan gee. Ek het baie motiewe. Ons maak baie keer so met God, in ons verhouding met God. Laat jou woorde daarom min wees. Weeg jou woorde. Weeg jou gedagtes. Woorde in die Bybel, in die Ou Testament veral beteken, wat lê agter die woorde? Dis jou motiewe, jou emosies, jou gedagtes, jou geloof, wat jou woorde dryf. Baie doenigheid, ek like hierdie woord, doenigheid. Ons kan so besig wees, soveel planne maak, bring drome. Ja, natuurlik moet ons droom, ek praat nie van in die nag, rapid eye movement, rem, slaap, hier rondom 3 uur, 4 uur, en om te droom nie, dis belangrik om te droom, maar drome om te beplan, om visioene te hê, om te sê, kom ons droom oor 'n beter toekoms. Wat is die drome vir ons land, vir ons familie, vir onsself, ons kerk? Maar hy bedoel dan
as jy te besig is met 'n klomp dinge en jy's te veel besig met doenigheidjies, allerhande dingetjies wat nie regtig belangrik is nie, en plannetjies maak, en jy weet dis nie so lekker in die oë van die Here nie, dan bring dit drome en baie praat lei tot onverstandige woorde. Drome wat nie realiseer nie, wat nooit waar word nie. As jy aan God 'n gelofte, hier word die woord toe nou gelofte gebruik in plaas van belofte. Daar is in vers 1 gepraat van belofte, nou sit 'n gelofte. In die Ou Testament 'n geweldige rol wat dit gespeel het. 'n gelofte wat jy aflê, ek dink nou maar aan voorbeelde van die ou aardsvaders, Abraham, Isak en Jakob. Daar's hoeveel voorbeelde uit die Ou Testament. Ek lê gelofte voor God af. Ek sweer, dis 'n eed. Ek sal dit vir die Here doen. 'n Ooreenkoms. Dis 'n verbond. Ek kom nou daarby. Moenie versuim om dit te betaal nie. Hy hou nie van ligsinnige mense nie. Ligsinnig om oppervlakkig om te gaan met heilige dinge, met God se dinge, met respek tussen mense, met woorde tussen mense, oppervlakkig om te gaan, né? Wat jy beloof het, moet jy betaal. Ek dink aan hoeveel van ons sê vir mekaar, weet jy man, help my net gou hier, ek beloof ek doen weer vir jou ietsie, en dan kom daar 'n dag waar jy ietsie moet doen om die ander in te help, en dan is jy afwesig, dan stel jy nie belang nie, dan het jy vergeet wat daai een vir jou gedoen het. Dis beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Moenie dat jou mond jou laat sondig, sodat jy vir 'n priester moet sê, ek het my vergis nie. Waarom sal jy God laat kwaad word? God se emosies, dis die God wat ons aanbid, wat ook emosies het, hy word ook kwaad vir ons. Ja, hy word hartseer, moenie die Heilige Gees bedroef nie, sê Paulus in Efesiërs. En om jou handewerk laat vernietig. Daar's baie drome, baie wat tot niks kom nie, ook baie woorde. En dan wat is die belangrikste? Dien jy vir God. Moenie goedkoop bargain onderhandelinge aangaan met God nie. Dien God. Praat van bargaining. Elizabeth Kubler-Ross het baie lank gelede, dekades gelede, sosiaal sielkundige, ook 'n groot kenner in die mediese bedryf, maar dan veral wat Rousmart betref. Rousmart, wanneer jy iemand of iets verloor het, iemand in die dood of 'n groot verlies rondom besittings, jou werk, 'n huwelik, wat ook al, dan is daar verskillende fases. Ek gaan nou nie daarop ingaan nie, dit gaan nou maar daaroor, jy ontken, daar's ontkenning, jy kan nie glo dit gebeur nie. Dis so gevoel van, ek kan dit nie glo nie. Dit kan nie waar wees nie. En dan skommel dit. Dit kan in 'n kort tydperk tussen 4-5 dinge ervaring skommel. Daar's depressie, neerslagtigheid, die bedroefdheid, verlies, rou. Dan kan dit weer wees dat jy begin aanvaar. Maar dan weer ontkenning. Dan aggressie, woede is deel van die ding baie keer. Jy's kwaad vir een wat gesterf het. Jy's kwaad vir God. En dan noem sy een van die fases, een van die stappe, bargaining, onderhandeling, om vir God te sê, Here, as U my man, my vrou, my kind, my ma of my pa laat lewe, in hierdie terminale siekte laat lewe, sal ek dit en dit vir U doen. As U my spaar en my genees, Here, sal ek my lewe aan U gee. Sal ek meer gee vir die kerk en vir barmhartigheid en vir armes.
Wel, dit kan 'n wonderlike manier wees wat die Here gebruik om jou daartoe te bring om uiteindelik iets vir hom te doen en dinge reg te stel, maar wees versigtig. Bargaining loop gewoonlik nie op veel uit nie. Dit lei gewoonlik maar tot erge skuldgevoelens. Ja, skuldgevoelens. Jy kan nie doen wat jy beloof het nie. En jy hou nie daarby nie. En as jy dan oortree agterna en jy dwaal weer af van die Here, dan sit jy weer in sak en as en jy het 'n ekstra probleem in jou lewe. Oppas vir bargaining. Vertrou maar net die Here. As jy regtig vir die Here iets wil gee, as jy wil hê dat die Here jou moet genees, vra dit. Jy mag vir jou hemelse Vader, jou hemelse Pa vra wat jy wil. Ja, natuurlik vra jy as dit u wil is. Sê vir God, jou Pa in die hemel, sê vir hom, sê vir Jesus wat jy wil hê. Filippense 4, maak in alles julle begeertes aan God bekend. Moenie mas net sommer bargain nie. Moenie sommer net bargain nie. In hierdie tyd van droogte in baie dele, hoor jy dit gereeld by sommige boere. Here, asseblief help my net hierdeur, dan sal ek dit en dit en dit doen. Vra net, Here, help my. Wat jy buitendien moet doen, en dit is nie deel van bargaining nie. En dis die ding wat in moeilike tye, wanneer jy voel jy wil bargain, dan geld Romeine 12, wat jy buitendien moet doen. Jy moet dit buitendien doen. Jy hoef nie te beloof nie, maar wat moet jy beloof? Ja, jy hoef nie allerhande materiële dinge te beloof of wat nie. Wat jy wel moet doen is, gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Beklei teen die sonde. Beloof dit. Dis die dinge wat jy moet beloof. Laat God julle verander. Moenie so beloof asof jy dit nooit weer verkeerd gaan doen nie. Maar stel jy beskikbaar. Hier is ek, Here, ek is 'n offer, ek is oop vir u. Ek wy my toewyding aan God. Dis tog mos wat gebeur in 'n verkiesing byvoorbeeld. Munisipale verkiesing, landsverkiesings, 'n wel, 'n belofte. Ek gee my gewig in. Ek gooi my gewig agter 'n kandidaat of wat ook al. Dit moet ons elke dag doen. Here, u is die regeerder. Ek gee my alles vir u. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. Doen. Om te doen wat reg is. Nie allerhande beloftetjies nie. As jy vir iemand beloof, jy wil dit en dit vir hulle doen, en dis binne jou vermoë op daai oomblik, gaan doen dit. Moenie uitstel nie, doen dit. Ek wil net so 'n paar goedjies noem. Ek het so 'n bietjie gaan neerskryf. 'n Paar aanhalings wat ek raak geloop het. Stem vir die een wat die minste beloof. Dis nou veral in 'n regering en so. Stem vir die een wat die minste beloof, want hy sal die minste teleurstel. Ja, ek wonder deesdae in ons regering en oor die wêreld, maar ons regering en die leiers en so, né? Dan die volgende wat ek raak lees, 'n politikus word geken aan die beloftes wat hy nakom. 'n Christen word herken aan die beloftes teenoor God wat jy nakom. Alle vlakke van die lewe. Gaan maar terug. Jy het beloof toe jy trou, ek sal getrou bly. Ons sal lief wees vir mekaar. Ek weet jy het miskien daai belofte verbreek. God gee weer genade want hy's getrou. Volgende keer praat ek daaroor. Hy gee weer tweede, derde kansse.
Maar hou by jou beloftes. Veg daarvoor. Kinders kry, vir die Here groot maak, hulle doop. Jouself laat doop, groot doop, wat ook al, jou toewy aan die Here. Hou jy nog by jou beloftes? Nakom. Belydenis aflê. In die ou dae het ons gesê, aanneming en voorstelling. Hou jy nog daarby? Is jy nog getrou aan dit in jou geestelike lewe, jou Bybelstudie, jou gebed, jou sorg en omgee, jou self gee vir ander om hulle te help? Jy het beloof? Doen jy dit nog? Doen jy dit nog? Dis natuurlik die fundament van hierdie politieke rallies, hierdie wat noem 'n mens, wat is 'n rally? Veldtogte. Ons beloof. Beloftes, promises. Elke liewe politieke party se kandidate en leiers. En dan moet jy maar kyk, kom dit regtig waar, word dit gedoen. Nou wil ek eerlik vir julle sê, as jy nou gaan luister na politieke ontleeders in ons land, nie net een of twee nie, dit is 'n klomp van hulle wat sê, daar het die afgelope jare 'n klomp beloftes waargekom. Miskien skakel jy nou hier af en sê, Wollie, ek het nie gedink dat jy so gaan val en soveel nonsens gaan praat. Gaan doen jou navorsing, gaan kyk, deur die Here se genade, het daar tog sekere dinge gebeur. Nou ja, Trump het beloof, hy gaan dit en dit doen, en die gevolg ervaar ons mos nou, met die petrol en die dieselprys. Maar nou ja, daar sal seker weer verligting kom. Ek wil nou nie eens daaroor praat nie, dis 5 preke op sy eie. Hier is die volgende aanhaling, dis nie die belofte wat maak dat ons iemand glo nie. Dis nie die belofte wat maak dat ons iemand glo nie. Dis wie en wat die een is. Wie, wat is die een? Wat is die geaardheid persoonlikheid van die een wat beloof, wat die belofte gee? Natuurlik dink ons aan Jesus, aan God. God se karakter. Ek praat volgende keer daaroor. Jy kan hom vertrou oor wie hy is, die loyale, getroue God, Daar's meer as 1000 beloftes in die Bybel van God se kant af. Volgende keer daaroor. 'n Belofte gaan oor 'n verbond in die Bybel, 'n verbond. God beloof. Wanneer God beloof, dan sluit hy 'n verdrag, 'n kontrak met jou. Byvoorbeeld by 'n doop of met jou belydenisaflegging of wat ook al, en uit die woord, hy sê ek sal vir jou 'n vader wees wat vir jou sorg en vir jou lief is, ek neem jou aan as my kind. Jesus sê ek sê jou vergewe, dis vir jou, my vrede, my liefde, my opstandingsoorwinning. Dit was Paasfees nou die dag. Opstandingsoorwinning gee ek jou. Dis beloftes wat hy gee, hy sal dit gee. My Heilige Gees sal jou die krag gee wat jy nodig het. Maar dan ons belofte, ek vat dit. Here, ek beloof, ek sal dit glo, ek sal vat wat ek sal die pligte nakom. Dit was die hele karakter van 'n verbond in die Ou Testament. In Jesus dan die nuwe verbond. Maar dis dieselfde beginsel, beloftes van God se kant, en dan beloof ons weer, ons sal die verpligtinge nakom. Wat Jesus dan saamvat in Matteus, Matteus 22, die liefdesgebod. Ek beloof, ek sal God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Alle terreine van my lewe. My gedagtes, my emosies, my materiële lewe, my geldsake, my uitreik na ander, my sosiale lewe, my huwelik, my kinders, verhouding met hulle, my ouers, wat ook al. En my naaste opbou, nie afbreek nie. Beloof ek sal myself lief hê, opbou en nie afbreek nie. Kom ek gee net so 'n paar dinge. Jy kan pause na elkeen,
wanneer ons sê, ons beloof dan, as kinders van die Here, ons beloof, dan gaan dit oor wees getrou, wees lojaal aan die een teenoor wie jy beloof het, die een teenoor wie jy beloof het, teenoor God. Om geloftes na te kom, beloftes, getrou, lojaal, bid, dat die regering, kerke, ons almal in hierdie land dit sal doen. Voer dit uit, doen dit. 'n Belofte beteken ek sal dit beslis doen. 'n Belofte gee hoop. Kom ons gee vir mekaar hoop in hierdie land. God gee ons hoop deur sy beloftes. Kom ons gee vir mekaar hoop. Kom ons wys mense wat swaar kry, hopeloos in 'n hooplose toestand is, God sal daar wees en voorsien. Kom ons skep die hoop. En dan net 'n laaste dingetjie. 'n Belofte gaan oor jy moet die vermoë hê om te gee wat jy beloof. Weet jy kan nie vir iemand beloof ek sal jou finansiëel help of help in jou armoede as jy self nie die vermoë het nie. En jy gaan jouself en jou gesin skade aandoen. God gee wat jy nodig het. Het jy die vermoë om geestelik te deel? Het jy die vermoë om die liefde, vrede, blydskap, hoop, oorwinning van Jesus te deel? Het jy die vermoë om God se dinge met ander te deel en aan hulle uit te gee? En as jy dit nie het nie, jy beloof jy sal vir die Here dit doen, hy sal dit gee. Hy gee vir jou wat jy vra, wat jy nodig het om te doen. Daar's 'n ou uitdrukking, ek het 'n paar mense getoets die afgelope week en gevra, ken julle die ding van die pinky promise? Pinky promise. Ek beloof jou, lief, my rooi kat, ek beloof jou pinky promise. Baie van die girls op skool sê dit vir mekaar op, so as hy inlief, as hy in die video, maar baie mense ken dit nie. Ons daar in die Oos-Kaap, waar dan baie Engels is, jy het die ding geken en is veral in oorseese lande, maar ek loop tog mense raak, daar by ons ook in Heidelberg, en oral hoor ek maar pinky promise. Ek het nie gaan soek wat dit beteken nie, die woord het nou maar net in my gedagtes gekom toe ek die preek voorberei het. Maar promise, omdat Jesus gepromise het, met nie net sy pinkie nie, maar sy hande en die gate in sy hande vasgenaal en sy voete en die wond in sy sy. Meer as net 'n pinkie promise, met sy hele liggaam gepromise en dit uitgevoer en opgestaan. God kom sy beloftes na. Sal ek en jy dan nie teenoor hom en teenoor mekaar ons beloftes nakom nie? Amen.